Waar ek waar ek kan sit, en die woord bedien en dit, ek besef ek hoe vinnig tyd vlieg. Elk maand terug, ek het 'n kleindogter gebore en sy was net so klein mensie. En vanwaar ek weet dat ek gaan so sit, kom sy kry nie normaal weg nie. En dan sê sy gooi hom so voor my voor, nie met nie in die hande en die voete. En ek besef vir myself hoe vinnig die tyd vir my vlieg. Dit is net so elk maand en is verby, ons sit vanavond aan die einde van 2025. En ek wil vra dat jy saam met my lees in Genesis 1 vers 1. Ek gaan probeer voorlees. Genesis 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg en die duisternis was op die wêreldvloed. En die gees van God het gesweef op die water. En God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. Dit was aand en dit was môre die eerste dag. Maar wil ek van net gou vers 4 lees. Hy sê, toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. Ons almal kan vanavond weet, as ons die ligte afsit, is dit pikdonker hierso. Dan kan ons niks sien nie. Ek onthou, so klompie jare terug, so 25 jaar nie. So 25 jaar terug, toe ek in die Delwerry gewerk nie, daar gewerk in sekuriteit. En vanaf die son gesak het tot die maan en die sterre moet is verskyn. Dit is so donker daar by velde, dat jy nie jou hand voor jou oor kan sien. En dit het wel besef dat die duisternis is ook van die bose. Die bose, as 'n mens gaan kyk vanavond, hoeveel mense is vanavond in die kerk, en wag die nuwe jaar in saam met die Here. Bitter min mense. En ongelukkig baie van hulle is ook kinders van die Here, wat nie hier is. Wat veronderstel is om die lig van die lewe te kan wees. En dit is die duisternis waarvan ons praat. Maar toe kom vers 3 en God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Iemand het nie nog iets gemaak en voorgestel is die lig en is goed gekeer en dit is die lig. God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. As jy saam met my gaan na Johannes toe, Johannes 1, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat nie ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Vers 7 sê, en hy het tot getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie in die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was in die kom in die wêreld. En my broers en susters, hier praat ons allemaal van Jesus Christus, wat die lig van die wêreld is. En as ons gaan lees, ek het nou gelees Johannes 1, as ons nou Johannes 14 vers 6 sê, Jesus het vir Jakobus gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan kom na die Vader kom sonder my. En vanavond zijn daar mense by partytjies en hulle vergeet dat hulle dalk nie 'n môre kan breek. Ek kan dalk nie môre aanbreek. Ek kan dalk vanavond die wegstap. Dit is verby. En ek sien 20, 26 graden. En daar mense wat zorgeloos daar buite aangaan.
as 'n waarheid bekommernis van môre. En Jesus kom, hy sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 8 vers 12. Johannes 8 vers 12, die opskrif sê, gesprek van Jesus oor sy goddelike seëning. Vers 12 sê, Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volk sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En dit waar ons vanaand hier so staan, ons sit. Ons het vanaand gekies om by die lig te gaan wees. Ons het vanaand gekies om in die einde van 2025 eerder te eindig saam met Jesus en 2026 met Jesus sal te gaan begin. Want jy weet my broers en susters, dat weet nie hoe kan ons die nuwe jaar begin sonder die Here. En Eksodus 33 vers 15 as ek reg is. Dit begin kom die Here en hy sê vir Moses, jy gaan die volk vat, jy gaan na Kanaan toe vat, ek gaan die engel vooruit stuur om al die vyande te vernietig, maar ek sal nie saam met julle meegaan. Omdat hierdie volk hardnekkig geword is. Hierdie volk het 'n groot beeld gemaak en dat het hom aanbid. En dan kom Moses daar vers 14, 15 en reg is, hulle nie daarom gaan nie. En Moses sê, Here, die volk is bekend onder al die volke, dat hulle die volk is. En as nie nou hierdie volk nie wil saam met hulle beweeg nie, en nie wil hulle vernietig, waarom sal dit dan bekend wees, dat U die volk al so ver gelei het? En sê, Here, as U nie met ons saamtrek, laat ons nie vanaand, laat ons nie verder gaan. As U nie saam met ons beweeg nie, dan moet ons nie beweeg nie. Ek vraag vanaf by my broers en susters, is jy bereid om 2026 sonder die Here aan te durf? Ek hoor nie. Ek weet, as ons gaan kyk na hierdie jaar, as ons kyk na hierdie jaar, hoeveel rampe was daar? Hoeveel siektes was daar? As ons kyk na afgelope maand, was daar baie wat siek geraak het, was daar ander wat die lewe verloor het, so kan dit aangaan. En hulle kom, die vyand kom en hy probeer my wette afdwing, om te kan sê, jy Israel ondersteun, kan jy toegesluit. As jy die Here wil dien die volgende jaar of 2, gaan jy toegesluit word, dieselfde as in al die ander lande. En as ons nie saam met God kan beweeg, dan gaan ons in moeilik word. Want net die Here kan ons lei. As ek verder met u wil lees, is in 1 Johannes 1 vers 5 en 7. 1 Johannes 1. En dit is die verkondiging van wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons dan sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus se seun reinig ons van alle sonde. Omdat ons op vanaand saam met hom in die lig is, weet ons as ons iets verkeerd gedoen het. Vers 9 sê, as ons ons sondes bely, is getrou en regverdig om ons al sondes te vergewe. En dit is die Here wat ons aanbid, wat die lig is. Jesaja 43 vers 8 en 9. Jesaja 43. Vers 18 en 19. Hy sê, dink nie aan die vorige dinge nie. Slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Ek wil hulle vra dele van vers
by die huis gaan wees, net om tyd te bespaar. Hy sê, want kyk, ek gaan iets niets maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Die wilde diere van die veld sal my eer, jakkals in die volstruise. Want ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis, om my volk, my uitverkorene, te laat drink. Die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my nog verkondig. Nou wil ek vir vanavond vraag en weet ek gaan is maar van wat is jou, hoe sal die mense al bytje sê, wat is julle voor nieuwjaarsvoornemens? Ons het nie seker. Want ek het nog ooit nie ingehou wat ek gemaakt. En daarom weet ek nie so iets. Maar wat sou gaan ek maar sê? Wat is julle planne vir die nieuwe jaar? Wat is die vooruitzichte? Waarom dus wil sê dat die kerk groter word, meer mense kom in dit dag, maar moet ons nie begin vandaan die pad staan. Te sê, ja, as u nie saam gegaan is van, ons hier dit verder. Dat die Here ons sal lei, dat die Here ons sal dra, en dat elke keer wanneer ons hier by mekaar kom, dat ons sal sê, you are worthy of it. Hy is die moeite werd. Amen. Sonder God kan ons niks doen. Sonder hom kan ons nie beweeg. Ek het maandag gesien weer, toe ons gaat toe bereid. Ja, die pad was lekker stil, al was die prachtmoeders. Tot ons terugkomen. Dus dat weer op het tel en toen moest het heel mooi rijden. Maar mijn broers en zusters. Elke keer wanneer ik hier wegrijd, dan zeg ik, Here, as jy my lewe in wanneer ek hier terugkom, maak jy saak of by die hekke op my woorde daar, op die fabriek op by my huis, dan sê ek Here dank. Sonder hom kan ons dit nie maak. Sonder hom beteken ons niks nie. En daarom moet ons nou 2026 meer, as ek oorkie wat sê, meer omtrent Jesus wil ek meer omtrent sy genade en sy goedheid. Meer van sy volle reddingskrag. Meer van sy dood en liefdesmaak. En daarom was vanavond die nachtmaal bedien, en ons gaan vanavond denk die prijs wat die Here vir ons betaal het. Ek wil graag even iets so vanaf vertel. Ek weet nie wie van julle het Hacksaw iets gekyk. So weer nog weet. Hacksaw iets. Hou maar 'n jong man, wie sy pa en sy broers was in die weermaak gewees. En hy wil ook weermaak toe, maar omdat sy pa gewelddadig was. En sy pa, en hy wou op verstaan waar sy pa om doodskiet. Want hy dinge gedoen wat hy moes doen. En hy wil graag in die weermaak gaan dien het, maar hy wou nie 'n wapen dra nie. Hy het gesê, hy kan nog steeds sy land dien, sonder om 'n wapen te dra en om te gebruik. En die weermaak wou het nie aanvaar nie. En hulle het 'n hoogstverraad vergadering deur hom gehou. Om te sê, as jy nie die wapen opvat nie, dan gaan jy van hoogstverraad aangeklaag word. En hoe moet jy die stoot te maak, nie te lang aangaan nie. En dan dinge gebeur en hulle het dit toe ontvaar. Dat hy maak mag gaan. En hy gegaan is 'n wedding. Nou ek so iets is 'n hoë walk op wat hulle moes opklim. En dan die slagveld daar. En in die agterkant ry na die en dan weet jy al wat ek verkeerd praat. En dan die vyandheid linies is daar in die agterkant. En so die ouens, daai brawe ouens van die man verlede het. Waarvan gesê het hy is 'n wolf. Hy is 'n softie. Ag man, jy weet, hulle het ook verlede. Hulle het geen respek vir hom gehad nie, want hy het nie 'n wapen gehad. En so kom hy, toe hy skoot en klap. Toe hy manne wat so brawe manne was, wat hy gedink het, hulle gaan 'n Japaneese of Koreane doodskiet. Toe hulle die manne wat plat val, en kyk of die aarde hom wil bedek. En die jong man wat nie 'n wapen het,
die gewondes gedaan. En hulle afgesleep na die kar daar waar die wal is. En hulle vastgemaak in die touw en hulle laat sou. En die wagter daaronder kon nie verstaan wat gebeur daaronder. En so het hy van sy makkers gered en hulle lewens gespaar deur hulle af te laat. En op die einde van die dag toe die man uitvind wie het gedoen, die moes hulle om verskoning vra. Toe kon hulle van sê, is het nooit respect vir jou. Wat wil ek vanavond sê? Al was ook een man wat in die lewe gekomen. En hy het ook nie gebeld gebruik in die maar die volk kon gehad, wat dit ook hulle bewees. En op die eiendom, hulle behoor nie na hom moet sien. Sy naam is Jesus Christus. Hy is gemok, hy is maar een paar keer doodgemaak het. Hulle wou hom gestenig het, en elke keer het hy net voorbij dat hy nie recht ben. En op een dag, toen moes hy besê die op een dag. En daarom was vanuit die nachtmaal gedien. Omdat Jesus Christus een prijs voor my het doodgemaak. Omdat hy gesê het, Jesaja 43 vers 10 sê, ek ken jou, ek heb die gedaan. Ken my nie. En vanavond sit ons vanavond hierso. Sonder dat ek enige erkenning kan kry vir my goedheid. Want ek is niks sonder Jesus Christus. As ek moet roem op iets wat ek gedoen het, weet jy dat selfs as ek moet roem, dat ek saam met Pastor Kali Maranatha Kerk begin het, dan beteken my roem niks. Want was ek nie van God, sal dit ook nie gebeur. As ek kon roem van wat ek alles hier doorgaan gedoen het, dan beteken my roem niks. Want was ek nie vir Jesus Christus. Amen. Sonder hom beteken ons niks. Sonder hom wat doen wat ons wil. Jesus Christus is die weg wat vir ons duisternis openbring. As ons gaan lees in 1 Korintiërs 11 vers 23. En wanneer ek hier wil vra dat die broers gaan help in dat vorm, so ek kan begin. Die broodjes uitdeel. Maar wat raar dat we allemaal vanavond samen geleerd. Dat was niet vooruit zijn dit in de breuk. As jy vers 23, 1 Korintiërs 11 vers 23. Wat ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag, waarin hy verraai is, rood geleef het. En nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Maar jy kan aan die broodjies vasthou. Dan kan jy gaan lees wat staan in Jesaja 53. Hy sê, deur sy wonde, het aan ons geneesing. So vanavond as jy siekte het, dan kan jy kom en sê, Here, weer die wonde, en dan vir my geneesing. Terwyl ek uitdeel, as 'n pastoor wat er baie volg op YouTube of Facebook, dan sê van John Schambach, hoe beskreven raak. Alleen op die dag in die diens gesit. En die vrou het gekom en sy het gebid, nadat haar been afgesit het, heeltemal. En sy het gekom en sy het gesê, pastoor, jy moet bid, dat God vir my liewe voet sal gee. En hy dink op homself, wat vraag die vrou van my? Maar weet jy wat, hy gegloe en na God kan kom. En hy sê, ja, in die naam van Jesus Christus sal haar liewe voet groei. En so het die diens voorbij gegaan, en dan het huis toe gegaan. En 4 dae later weer by die diens, kom die vrou opgestap daar so. En sy kom sit ewe, soos jy sê, sy kom sit ewe daar, en sy trek haar skoen uit, en so dan in die Engels praat die stokking, so sê kan my sê, kom so uitgetrek het. En sy sê, kyk, wat het God gedoen. Een hele nieuwe voet geskep. Dit is die God wat ons God het. So vanavond kan jy sê, Here, weet die woorde, dan word ons genees op God.
As jy net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit dikwels as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as jy hierdie brood eet en die beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Vanavond, terwijl ons hier zo staan, zien we niet over. Alles komt vandaan. We zeggen, Here, die lichaam voor ons gestorven. Die prijs betaald, die zijn bloed. Hij heeft nog keer wapen opgenomen. Hij heeft naar de kruis gehaald. Door een spoor te zeggen, Here, vergeef hulle. Hoe moet jy die broodjes samen gaan met ons? Dank je, Heer. Ons bid u. Net so die beker aan die ete, met hierdie woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, op my gedagtenis. Ek wil afsluit met 'n teksvers, Johannes 6. Johannes 6, vers 67. Toe sê Jesus vir die 12, was julle nie ook weggaan? Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Ons het geglo en erken dat U die Christus, die Seun van die lewende God is. Dat wanneer ons lewens 2026 begin, sê Here, ons het niemand anders dan by U. Amen. Kom ons staan op en vra dat het hande vat. Nog nie maar vir die 5 woorde. Maar ek vra dat die Christus ons gebed doen. Die Here vra vir hierdie gemeente en daarom staan dat hy ons sal draal. En dat hy groot word gesak. Alles in die naam van Jesus. Amen. We wou mekaar nou die hande vasgeneem. Ja, dankie. Ja, Frans. Knie ons vir ons, kom smeek vir Here. As jy ons in hierdie 2026 sal dra, Here, dat U sal ons sal voorsien van krag vir geestelike leiding, geestelike wysheid. Ja. Heilige Gees, ja, kom soos vuur in ons, en kom lei ons hier. En lei die gemeente. Wat ons moet doen, wat is ons beplan voor die? Ons kan nie so doen. Ons het nou gehoor, boodskap wat die gebruik. Ons is afhankelijk van. Ons is so waar Ja. Ja, soos wat is Jan en vast aan wat vir die horlosie maak op die tyd, Here. Ons 2026 ingaan, Here. Met nuwe vuur van die Heilige Gees. Ja. Absoluut. As ons, dat ons sal dra in hierdie nuwe jaar. Ons weet nie wat vir ons voorlê nie. Ons weet as ons aan U vasgaan, is ons veilig. Ja. En die gemeente wil ek ook opdra, Here. Bewaar ons hier, plaas engele om hierdie gebou, dat ons sal veilig wees hier binne. En die mense wat U nader trek, Here, bring hulle hier. Ons as disciples van ons, kom nie balke waar ons sal opstaan en na mense help en hulle lei na U toe. Dat ons nuwe siele sal red 2026. En dat mense na ons te kom en sê, dankie, ons Heer, julle, die Here erken het. In Jesus naam, Here. Here, kom seën ons elkeen wat hier is,
so wat vanaand die tyd uitkom oop het, Here. En kom seën die gemeente. Dat die seën oor hierdie charisma gemeentes vloei. En dat mense het raak sien. Here, dat ons lig, is die lig, Here. Maar ons vat vanaand na die lig, Here. Ons plant dit binne in die Heilige Gees om maak vuur in ons. Die mense ons kan raak sien. Jy praat anders, jy is anders, jy hoop anders. Jy is 'n kind van die ware God. Dankie daarvoor, Here, ons bid alles hier in die kragtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen. Amen. Amen.